julle? Ja, gaan nou dit wel skop. Gaan dit goed? Ek is vandag hier so om met julle 'n storie te deel, maar dit is meer as 'n storie, dit is 'n waarheid wat God in my lewe gedoen het. Ek kan nie roem op dit nie, ek kan nie eer vir my vat nie, as dit nie was vir die lewende God nie, sou ek nie met die confidence hier gestaan het wat ek staan. Ek weet julle kom van werke af, ek weet julle almal stories, ek weet julle is moeg, ek weet as goed wat jou pla, ek weet as goed wat op jou hart druk, ek weet as vreugdes, as pyn, as onsekerheid, maar hoor vandaan die een ding uit my storie uit. Die lewende God het nog nie ophou werk in jou storie nie. Hy het nog nie ophou werk, ongeag wat die omstandighede sê, ongeag wat jy die naweek deur is, ongeag wat nog in die toekoms vir jou wag in 2026, die lewende God is nog nie klaar met jou storie nie. Ek kom van 'n baie klein dorpie af met die naam van Grabouw, ek weet nie of hulle nie Grabouw of julle Grabouw ken nie, die ken Grabouw. Al wat daar groei is appels, silikaartyd, niks, en boerewors, we lang af met, waar jy die beste boerewors in die land, Grabouw boerewors, daar woon Gauteng, hulle ken net die boerewors, hulle ken net die appels, hulle ken net die boerewors. So as ek daar boer by skole praat, sê ek, dis waar ek kom van die boerewors dorpie af. Maar Grabouw, die area van Grabouw, daar is die area van Grabouw wat groot geword, noem ek die Gaatjie, tot vandag is daar bekend as die Gaatjie. Dit is een van die areas wat hulle sê, kan daar enige iets goed uit Nazareth uitkom, kan daar enige iets goed uit die Gaatjie uitkom, kan ons sien, daar kom goeie goed uit die Gaatjie uit. maar die Gaatjie was een van die areas waar daar baie hopeloosheid was. Ek dink as steeds hopeloosheid, ek dink julle is bekend met hoe lyk hopeloosheid in 'n gemeenskap. Ek dink ek het vanmiddag deur die strate gehardloop, 8 kilometer gehardloop en oral in ons land en gemeenskappe is daar geweldige hopeloosheid. Hoekom? Want mense op 'n stadium hulle vertroue in leiers gesit en die Bybel is baie duidelik, die oomblik wat jy jou vertroue in enige mens sit, gaan dit jou terugstel. Die oomblik wat jy na enige menseleier kyk en dink, daai is ons ou, gaan jy teleurstel. Gister was ek op die radio op Vrydag, RSG, die stuur ook vir my 'n boodskap. Ons moet jou daarvoor kry. Ek sê hom aan sê asseblief nie, ek is op hy hier agter. ek is baie gemaklik hier agter. Want ek weet wat dit vat om hier te kom. Ek weet wat dit kos om hier so te kom. Nou, in die Gaatjie was daar 3 goed wat ek altyd sê, wat bekend is hopeloosheid. Tweede ding wat baie prominent in die Gaatjie was, daar was baie brandsiek honde. Weet jy of julle ook daar honde het nie? Weet nie aan wie behoort die hond nie, en almal het 'n ander naam vir die hond nie. Blackie, Rambo, Jackie Chan, altyd een of ander movie, Van Damme, altyd 'n movie staan. So nou, en dan was daar baie afwesige paas. Dis 'n probleem in ons land, en een van my boeke noem ek dit 'n tikkende tydbom. Just a matter of time. Ons sien dit klaar in ons gemeenskap, ons sien dit klaar in ons huise, ons sien dit klaar in ons skole. Die invloed van wat 'n afwesige pa op 'n kind het en daai invloed in die wye gemeenskap, dit is 'n tikkende tydbom. Tot iemand sê, tot 'n groepie mense sê, tot 'n kerk sê, tot 'n skool sê, not on our watch. Dit is 'n probleem, dit is 'n realiteit, maar not on our watch gaan dit ons gemeenskap breek. Die statistieke van Stats SA sê, tot op tussen 64 en 68% van alle kinders in Suid-Afrika op die oomblik onder die ouderdom van 18 word groot sonder die invloed van 'n pa. It's a ticking time bomb. En dis die mense van die Here wat ek sê, dit sal nie in ons gemeenskap gebeur nie. Ek onthou jare terug toe ek kerkgeskiedenis gedoen het hulle vir ons vertel hoe in die Romeinse tyd, hoe dat die Romeinse mans, soldate, burgers, as hulle vrou swanger was en sy het 'n dogtertjie gekry, hoe hulle die reg gehad het dat hulle die kind kan buite los by die deur. Want hulle samelewing is gebou op eer en skaamte, en dogters het geen eer op die gesin gebring nie. Sy kon geen inkomste gebring het nie. En dan het die Christene gegaan en deur die strate geloop en gaan soek
vir daai weggooi kindertjies en hulle het daai kinders groot gemaak as hulle eie. Tot vandag te sien, as meer vrouens in die kerk as wat daar mans in die kerk is. En dan bekry die kerk en mag vrouens preek, mag hulle. Daai is 'n storie vir 'n ander dag. Daai is 'n storie vir. En die gaatjie, ek sê meer baie afwesige paas. Ek joke altyd en is regtig 'n joke. Dat daar meer honde was as paas in die gaatjie. As jou pa geroep het, dat die hond geblaf. Maar dit is nie waar, ek mag die mense vir die oomblik, papa, en hoor jy, dit is nie waar nie. My pa is dood, toe ek 3 jaar oud was. Hy het op die appelplaas gewerk, obviously, soos almal in Grabouw, werk op 'n manier met appels. My ma het appels gebak, my pa het appels gepluk, my broer het appeltrekker gery, my susters het appels skoongemaak, ek het 'n appelfoon gekry later. Ja, hou net die appels, ek het die appels losie vir jou. So my pa, sy naam was Pieter Bingo, hy is dood toe ek 3 jaar oud is, en hy het gaan werk die een aand, hy en sy vriend, hulle het dwalms gerook in die kamertjie wat hulle in was, en hulle is altyd dood. My jonger boetie was 1 jaar oud, Pieter, en ons ouer boetie Dion, baie ouer as ons, hy was 17 jaar oud. En as gevolg van dit het dit 'n kokende woede by Dion losgelaat. 'n kokende woede wat ons nooit kon verstaan het nie. 'n kokende woede wat in die blou huis uitgespeel het. Ek noem dit die blou huis van die hel. Alles wat ek van myself gehaat het, alles wat ek nou nog soms oor hartseer raak het in die huis afgespeel. Almal van ons het 'n blou huis op 'n manier. Partykeer het hy blou huis as 'n persoon, partykeer het hy blou huis 'n naam en van, partykeer het hy blou huis 'n gebeurtenis, 'n ongeluk, 'n storie, 'n verneek. Ons almal het 'n blou huis in ons stories. En soveel soos wat ons wil weggaan van 'n storie, nooit die Here God is eintlik die ding wat jou die seerste al gemaak het, die ding wat jou al op jou, wat jou rockbottom geslaan het. Ek wil eintlik daai ding gebruik tot eer van my naam. As jy so goed sal dink om dit te doen. En wat doen ons ook in 'n tyd van eer en skaamte? Ons praat nie daaroor nie. Ons almal het 'n geraamte, ons kan almal het 'n blou huis, maar ons is geleer in ons samelewing. Jy praat oor jou probleme nie. Jy moet altyd as 'n kerk toe kom, wat doen ons? Hy mooi woorde. Goed en jy. Nee, as iemand vra hoe gaan dit, jou default is dadelik, nee, goed en jy. My seentjie, hy's mixed race en hy's eintlik van Pretoria gebore. So hy kan nie baie sê soos wat ons hier in die Ooskaap en die Weskaap sê, hy sê baie. So ek kon amper gesê, so baie keer, moet daar dink woordjie baie sê, baie keer in my en jou lewe, dan dink ons moet in skaamte leef oor die goed wat met ons gebeur het, oor die goed wat ons gedoen het. En dis die presiese goed wat die Here sê, as jy dit bring na my toe, kan ek dit gebruik met 'n groter doel. My ouer boetie Dion, hy's 'n lewende hel vir ons gemaak. Hy sal partykeer huis toe gekom het in die middel van die nag. Hy's gerook en hy's op dwelms, hy kon nie sy probleme uitsort nie. Hy het 'n kokende woede in sy binneste, mans mee sit. Hy in die reën. Ons praat nie oor goed wat ons sukkel mee nie. As jy vrou hoe gaan dit? Dat is fout. Die default is sy kan sien dis raak nie dis nie. Maar hy kon nie sê ek sukkel. Ek is kwaad. Ek is moeg. Ek is moedeloos. Ek wil nie. Dit is die bevrydingste woorde wat ek en jy van vanaand af in ons lewens kan inbou. Dat die lewe is klaar so swaar, om nie te praat oor hoe dit gaan met jou nie. Kan vir jou duur te staan kom. Hy
Hy sal partykeer huis toe kom in die middel van die nag, dan vat hy 3 of 4 car tires, dan gooi dit in hy kamers, probeer dit die huis afbrand, die einste huis wat hom groot gemaak het, en ek kon nooit for the life of me kon ek verstaan, hoekom Maletti nog steeds vasgehou het aan God nie. Ek kon nooit dit verstaan nie. Kan nou so 'n bietjie van dit verstaan, maar ek kon nooit dit verstaan as 'n kind nie. 2 waarhede wat sy aan vasgehou het, altyd as Dion moeilikheid gemaak het. Daar is 'n God en evil gaan nooit ongesien by hom verby nie. En hy bly steeds goed. Ek kon nooit verstaan, hoe is dit moontlik dat ek kan vashou aan 'n God wat jy nie kan sien nie? En die kind wat hy vir jou gegee het wat jy kan sien, maak jou lewe 'n lewende hel. Want hier's wat gebeur met my en jou. Ons dink die God wat die hele heelal aan mekaar gesit het, die God wat nog altyd bestaan het, kan gereduseer word tot my 40 jaar op aarde. Ek het 40 jaar beleef hier op aarde en ek het in die slotsom gekom, God bestaan nie. Dis die nommer 1 klagte wat agnostici of ateïste wat hulle het hierdie Christen geloof. As God bestaan, hoekom is daar so baie evil in die wêreld? Asof God uitsluitlik verantwoordelik is vir goedheid of evil in die wêreld. En dis eintlik net 'n manier om te dodge dat die evil in die wêreld loop reg deur elke hart wat vanaand in sit. Ons dink altyd die evil is daar buite. Die Bybel is baie duidelik, die hart, bedrieglik. Niemand kan sy gedagtes ken nie. En Maletti het onomwonde geglo. Daar is 'n God en hy bly goed. Dit was 'n gebed gewees. Elke keer as Dion huis toe kom, partykeer het hy huis toe gekom. Dan sit hy ons in die huis uit, in die middel van die nag, sy eie ma, sy eie 2 boeties, sit hy ons uit die huis uit, dan gaan bly ons by ander mense. En ek sê vanoggend ook vir die hoërskool, die enigste goed wat Maletti, die lewende Here hoor my vanaand, die enigste goed wat Maletti ons laat gryp het elke keer as Dion moeilik geraak het, was ons skoolklere. Elke keer. Want sy het geweet, onderwysers, as ons in jou teenwoordigheid kom, kan Here vir ons 2 goed gee wat sy nie kan waarborg by die huis nie. Ons kan kos kry by julle en ons gaan veilig voel by julle. En ek wil hê jy moet jou lewe vrymaak van daai evil sinnetjie wat baie onderwysers gebruik as jy vir hulle vra, so wat doen jy? Ek is maar net 'n onderwyser. Jy is nie maar net nie. Jy het 'n heilige roeping wat die gemeenskap en die kinders brood nodig het, nie net vir hulle toekoms nie, vir oorlewing. Geloof jy? Want soms is hy die enigste stem en die enigste oor na wie 'n kind kyk vir hoop. Soms is hy die enigste persoon wat vir 'n kind sê, jy het wat dit vat. En hy hoor dit nie by die huis nie. Skool was vir my die beste plek op aarde gewees. Dion, sal partykeer so as 'n foto van ek en Pieter en ons ma. Sy het geglo, as ons kan skool klaar, as ons kan uit die gatjie uitkom, dan gaan ons 'n beter toekoms, dan gaan ons 'n beter lewe hê. Elke keer as Dion so moeilik was, dan het ek gewonder, hoekom bel jy nie die polisie? Hoekom moet jou een kind die hele huis terroriseer, terwyl jy 2 ander kinders het, maar ek is nie 'n ma nie, ek verstaan nie die kapasiteit van wat 'n moederhart kan vat nie. Ek verstaan nie hoekom 'n moederhart altyd spasie het vir nog vergifnis, nog genade, nog liefde. En jy moet nooit 'n hart verloor nie. Want dit is hoe die Vader se hart werk. As hy na jou en my kyk, dan kyk jy nie wat ek en jy gister gedoen het, vanoggend gedoen het, môre gaan doen. As hy na my en jou kyk, dan sien hy sy geliefde seun, sy geliefde dogter, in wie hy baie tevrede is. Want hy is nie tevrede of ontevrede op grond van jou dade nie, hy is tevrede op grond van jou identiteit. En jou identiteit as 'n kind van God kan nooit weggevat word nie. Een keer toe my jonger boetie, Pieter, hy is 10 jaar oud, hy steel R100 van ons ma. Julle is oud genoeg om te weet hoe R100 note net uitkom. Die jongspanne ken nie, Mandela se gesig het nie plooie gehad op daai note nie.
Sy gesig het ook so geblink van Robben Island se Vaseline of kraak vars, almal is oor. En op daai stadium was my ma 'n domestic worker gewees in 'n mense se huis en sy het haar geld cash gekry, Pieter steel R100 van haar. En sy dink sy doen die ding by die meeste sin, maar sy stuur hom Boystown te verbeteringsskool op die Cape Flats. En Pieter kom terug na verbeteringsskool en hy het tattoos aan die binnekant van sy enkel en aan die buitekant van sy bobeen 10 jaar, maar tot vandag toe weet Pieter nie wat hy tattoos is die binne. Een nag, kom die monster van die blou huis toe. En hy sien hy tattoos en hy is gerook en dronk. En hy begin goeders te gooi en te breek. En hy begin ons rond te klap en te slaan. En die volgende oomblik druk hy vir Pieter op die vloer neer. En hy vat 'n Shoprite plastiek sakkie. Hy stiek dit aan die brand. En laat hy brandende plastiek op Pieter se geld. Ek kon nie verstaan. God, as jy dan regtig dink, jy is reël, en jy wil iets van jouself bewys in mense se lewens, hier's 'n geleentheid, wys jouself. En hy was doodstil. En is in my 13-jarige kop, wat ek daai aand 'n doelbewuste besluit maak, God bestaan. Want jy sien, ek en jy kyk na die lewe net deur die lens van wat goed en wat sleg in ons lewens gebeur. Ons kyk in die tussentyd, wanneer daar niks goed of sleg gebeur het, wie dink jy dra jou deur die tyd? Wie dink jy ek het die slegste ding wat al ooit met jou gebeur het, wat jy gedink het gaan jou breek, wat jy gedink het, jy gaan nooit meer die kappe van dit nie. Wie dink jy het dit deurgedra? En jy sê, as ek en jy nie, ek en jy nie na God kyk vir wie hy is, punt. Nie vir wat hy vir my kan doen nie. Net vir wie hy is. Hy is die Here. As die psalmdigter sê, wie het ek in die hemel behalwe U? Op die aarde is daar niks wat ek meer begeer as U. My hart en my liggaam mag weggooi, maar God, hy is my krag en hy is my ewige porsie. Tot hy nie dit is vir my en jou nie, gaan ons deur elke wind van verandering in die samelewing saamgesleep word. Gaan ons deur elke verandering in die politiek, deur elke verandering in die gemeenskap, deur elke verandering in jou huwelik, gaan jy net meegesleep word. Want God vat nie hy sentrale plek in jou lewe nie. Hier sien kom my ma se top tekste gewees, al sou die vrye boom nie pot nie. As sou daar geen drywe nie langer is nie. As sou die beeskraal lees dan, as sou jou lyf misluk. Nogtans sal ek in die Here liefhou. En die Here nooi vir julle as 'n gemeenskap, as 'n skool, as 'n gesin om te sê, ek maak vanaand wat ek 'n doelbewuste keuse maak. Ek gaan nie weggaan nie. Ek gaan nie gaan groener weivelde soek nie. Ek gaan nie Pretoria toe kom, asseblief moenie kom, as gaan nog probleme, soek nie nog. Nee, ek as gaan nog mense wat vir die blou wil skree, jy hoef nie te kom. Ek gaan ek bly, dis my mense, dis my gemeenskap, dis my skool, dis my dorp, dis my tieners nie. Nogtans sal ek jubel en sal ek juig. Want God het my geroep vir 'n tyd soos die, in 'n dorp soos die, in 'n gemeenskap soos die. Jy maak 'n unwavering, 'n onwankelbare geloof in God gehad, wat ek nie kon verstaan nie. En daai aand het Dion Pieter se tattoos uitbrand. Toe besluit ek op die straat te gaan bly. Ek het deel geword van 'n klein bendegroepie onder leiding van Romeo Moore. Hy was 'n ou wat uit Pretoria uitgetrek het, Kaap toe getrek het en besef het, elke tiener, elke jong mens wil hoor dat hulle goed genoeg is, dat hulle dit kan doen. Elke jong mens het die hongerte dat 'n ouer persoon vir hulle sê, ek glo in jou. En jy kan toer met iemand as jy in hulle glo. Jy kan magic doen met hulle. Hy het ons gesê, julle families worry oor julle nie. Julle is wasouts in die gemeenskap. Julle gaan binnekort gaan julle of dood of julle gaan tronk toe. Iemand moet na julle kyk. Ek dink julle het wat dit vat om deel van my gang te wees. En jy sê vir 'n kind wat sonder 'n pa groot geword het, hy's goed genoeg vir iets, alles wat verbend is, hy sal dit glo.
En Romeo het ons gestuur op missies in te breek by mense se huise, mense se karre in te breek. Daar was niks wat ons nie vir Romeo se doen. Mense te roof op die straat. Ons het mense se nat wasgoed van hulle draad af gesteel. Het jy gevoel hoe swaar 'n nat duvet kan wees? Het jy kry weggaan dit met 'n nat duvet? 'n fence probeer jump met 'n nat duvet. Daar was niks wat Romeo gesê het of ons gevra het om te doen wat ons nie sou doen. Maar verwys is daar op volwassene wat na ons kyk asof ons nie ons gebrokenheid op ons noue dra nie. For once is daar iemand wat sê, julle is nie net ghetto kinders, julle is nie net van die gaatjie nie. Ek glo dat julle het wat dit vat. Nou as 'n bendeleier kan verstaan om vir 'n kind te sê hy kan dit doen, verander iets in sy brein en wat sy braafheid versterk. Ja, dan moet ons meer doen om ons kinders en ons gemeenskap te laat glo dat die Here God iets in hulle geplaas het wat vir baie meer tel as dit wat hulle self aan oorgee. Eendag het ek by 'n Sabine met my vriende en wat moet agter my is 'n Sabine en ons is kwaad, ons is gerook, ons is dronk, ons het geen regard vir wie God is. Worry nie oor ons eie lewe nie, worry nie oor die beeld van God in ons eie lewens nie, sê ons worry nie oor die beeld van God in iemand anders se lewens nie. Dis 'n universele waarheid. As jy nie weet hoe waardevol jou lewe is nie, gaan jy nooit iemand anders se lewe as waardevol sien. Ons sien ander mense se lewens as waardevol, omdat ek juis as ek na myself kyk, dan sien ek die beeld van God. Ek sien dat hy sy imago Dei in my lewe geplant het, en dis hoekom ek na ander mense kan kyk en hulle hanteer volgens die beeld van God. Ongeag wat hulle glo, ongeag wat hulle dade is, elke mens op die aarde is na God se beeld en gelykenis geskape. En my boetie kom en ek moet soek moeilikheid en ons raak aan 'n bekleier betrokke met hom en sy vriende. En al wat ek sien, as ek na hom kyk, is al die evil wat hy aan ons gedoen het. Is al die abuse, is al die kere wat ons uit die huis het geskop het, is al die kere wat hy gehoor en geremoer het in die huis, al die kere wat hy die naaste bierbottel, mes, besem, enige ding na ons toe gegooi het, is al die kere wat ek vir ma net op haar knieë gesien het, bid en gedink het, hoe stupid is hy, mamma, jou kind is besig om jou huis af te breek, en jy sit en bid. En as jy nie, die monsters wat in jou lewe is, wat jou hart verhard, sê nie gaan deel met die goed nie. Jy nie gaan iemand vergewe vir wat hulle aan jou gedoen het nie. As jy nie gaan hulle laat gaan vir wat hulle aan jou gedoen het nie, is dit moontlik dat jou hart so hard word, dat jy nie hulle kan sien as deur God geskape nie. Want jy kyk na hulle deur die lens van alles wat hulle aan jou gedoen het. En ons beklei dan met my boetie en sy vriende, en is messtekery, en is pangaskappery, en hulle het een van die checks het afgebrand, sy hele commotion, en die volgende oomblik dink ek nie met die clarity of heart en mind nie, en ek vat 'n gun, en ek rig dit op my broer, en ek skiet hom koelbloedig, met 'n leerbaadjie ingehaal, en ek het gestap na hy bakkie se kant toe daar, en jy kan sien hoe trek hy rook in sy jacket het. En hy hou vol, dat het nie regte bullets is, hy sê, julle bly bullets skiet, gaan môre weer terugkom. En tot vandag toe wens ek, dat het maar net bly bullets was. Want hy was 'n evil mens, hy was steeds 'n mens. Selfs even the most evil, sê Leonard Sweet, hy sê, even the most evil, and especially the most evil, they also need to hear the good news about Jesus. En ons dink, hy moordenaar aan die kruis langs Jesus, hoe kry hy 'n free pass? Hoe kan hy net vinnig sê, Here, as jy in jou paradys kom, onthou my, hoe is dit moontlik? Want ons dink ons regverdigheid wat ons verdien hier op aarde, moet dieselfde wees van hoe God regverdigheid sien. En God sien dit heeltemal anders as wat ons dit sien. God laat nie evil oorgesien nie. Hy los dit nie.
Die Bybel is vol van voorbeelde. Habakuk is vol van voorbeelde. As jy dink, jy was nog nooit negatief oor jou land nie, gaan lees Habakuk 1, jy sal gou sê, ek is in 'n goeie kamp nie. Habakuk sê, wat gaan aan? Die mense maak net dood en hulle breek af en die hof het nie krag meer. Niemand doen wat reg is nie. En God sê vir Habakuk, just you wait and see. Alle evil gaan hulle dag kry. Jy moet nie soos hulle word nie. En dis die grootste uitdaging vir ons as Suid-Afrikaners. Een van 3 opsies met alles wat ons om ons sien, is 1, jy word soos al die ander mense wat evil doen. Want jy sê, as hulle dit kan doen en hulle kom weg aan meer, kan ek dit ook doen. Don't do that. Die tweede opsie is wat baie Suid-Afrikaners ook doen. Die tweede opsie is, jy stiek jou kop in die sand en jy dink, not my monkey, not my circus. Ek gaan nie die Afrikaanse weergawe van dit sê nie. Die derde opsie is om te sê, ek weier om op te gee in die geloof dat God besig is om iets te doen in die land, al lyk dit nie so nie. En ek gaan my roeping gebruik. Ek gaan die ure wat ek by die werk is, ek gaan dit wat ons by ons kerk doen, dit wat die kerk in die gemeenskap doen, ek gaan by daai goed met alles betrokke raak, sodat evil nie die laaste sê kan hê nie. Ek was gestraf, 6 jaar, 6 maande tronkstraf. Ek was 13 jaar oud. Niks van daai Monopoly-styl gaan by begin vir my connect R200. Niks van dit. Go straight to jail. Ek het 'n bietjie van 'n prison roadtrip gedoen, ek was by 4 verskillende tronke, net kyk of ek 'n bietjie vlogging gedoen daar by verskillende tronke. Nee, nie regtig. Ek was by 4 verskillende tronke bloot net omdat ek as 'n onder ouderdom gefonnis was as 'n maksimum gevangene. So was eers by Clarendon gevangenis en toe is ek Victor Verster tronk, dis nou wat is sy nuwe naam, die Drakensberg gevangenis en toe is ek by Brandvleis se jeug tronk en toe is ek by Brandvleis se volwassene tronk. Ek het 'n bietjie gaan kyk hoe lyk die baie voor die ander tronke. Dit lyk dieselfde, jy hoef nie te gaan kyk nie. Selfe kos, selfe mure, selfe klere. Alles dieselfde. Maar dit het die tronk gevat, julle, van my lewe om onherroepelik om te draai. Ek is dink ons rock bottom is die einde, maar eintlik is die trampoline. Eintlik is rock bottom, dis die plek wat jy sê, nou besef ek het nie, ek kan dit nie doen uit my eie krag nie. Nou besef ek moet gaan repent. Nou besef ek moet gaan jammer sê. Nou besef ek moet skoon kom. Ek moet vir iemand gaan sê, vir jare dra ek die stuk geheim of seer of kwaad in my en ek kan dit nie meer dra nie. En as jy nie daar kan kom nie, dan is ons in die moeilikheid. Bly verstaan, ek het oor dit geskiep. Hy het die woorde gesê, there's a God-shaped vacuum in the heart of every human being which cannot be satisfied by any created thing other than Jesus Christ. Daar's 'n God-gat. Daar's 'n leemte in die hart van elke mens wat geontwerp is vir die lewende God om met sy liefde, met sy genade te kom vul. En ons straal dit met sukses. En ons straal dit met alkohol. En ons straal dit volmaak met werk. En ons straal dit volmaak met vakansies. En ons straal dit volmaak met plesier. En ons probeer dit dan leemte met alles vul tot jy by die slotsom kom. It was designed for the living God in Him alone. Dit is net vir hom bedoel. En toe van die tronk kom, het ek deel geword van die 26 bendes, want ek het gedink, dit is die ding wat my gaan volmaak. Nou gaan ek, iemand gaan weer vir my raak sien. As jy nie sê, word in die tronk, dan sit jy in 'n sirkel waar 6 man sit, en hulle sê vir jou, die gekom met jou eie hart, jou volle verstand, jou eie 2 bene, is 1 manier in, is op jou voete, is 1 manier uit, is op jou rug as jy doodgaan. Wil jy nog 26 en wil jy dood? Vra vir 'n 14-jarige kind om sy lewe weg te teken vir iets groter as hy. Binne in elke mens het die Here God 'n behoefte gesit om te leef vir iets groter as homself. Dis binne in jou. En pyn en seer en teleurstelling en plesier veroorsaak dat ons later nie
ons lewe wil gee vir iets groter nie. Het is gemakkelijk om maar net die average life te doen, maar die Here God het iets in jou geplaas. Die Here God het iets in julle as onderwysers geplaas wat niemand in die wêreld het nie. Die vermoë om 'n kind se lewe heeltemal te verander. Een Vrydagmiddag toe rand ek 'n laaitie aan. Hulle stuur my enkelsel toe. Daar was my enkelsel woning vir 21 maande, omdat ek onder ouderdom was. 23 uur 'n dag was ek in daai kamertjie. Obviously is daai foto gevat en uit die tronk kom. Jy kry nie 'n welcome to prison wiki en 'n gespreksakkie nie. Dis welkom tuis meneer. Ons hoop jy geniet jou verblyf so. Daai foto's is dit waar my belastinggeld uit het. Dit is jare later gevat. Enkelsel nommer 7. Seksie B. 21 maande, 23 ure 'n dag. Uit die enkelsel uitkom. Ek weer moeilikheid gemaak, Vrydagmiddag, jongman aangeraak, terug na die einste enkelsel toe. Maar die Here gebruik daai oomblik om my lewe radikaal te verander. Daar was 'n onderwyser in die gevangenis wat geglo het haar lewe is 'n heilige roeping as 'n onderwyser in die gevangenis. Sy was wat Kofi Annan noem 'n stubborn optimist. Sy het geglo dit moet moontlik wees in die tronk. Dit moet moontlik wees om 'n verskil te maak. Haar naam is Juffrou Yolanda Freysenegger. Tot vandag toe werk sy by presies dieselfde tronk. Ek het al oor die jare honderde mense te bekering dat kom in die naam van Jesus. Honderde skole besoek. Honderde duisende mense het die getuienis gehoor en die vrou doen nog steeds die enkele ding wat die Here God haar geroep het om te doen, om 'n onderwyser te wees in die tronk. En sy kom maak 'n draai by my daai Vrydagmiddag, sy sê, "Arthur, as jy doodgaan, al wat die mense van jou gaan sê is, jy is sonder 'n pa groot geword, jy is 26 donderlik, jy het jou boetie doodgemaak. Dis al. Ek wil jou help 'n ander storie skryf." Ek sê, "Asseblief juffrou, help my 'n ander storie skryf." Sy skryf vir my in vir matriek 2005 by Brandvlei gevangenis. Jy dra oranje oorpak aan wat oral op het staan prisoner. Ek weet nie of hulle bang is, jy skryf een of 'n bakker en jy sien lekker seker waar jy is. So, hulle moet dit op jou klere sê. Ek sê dis 'n marketingfout, want ek weet ek is in die tronk. Hulle kon geld gespaar het as hulle nie daai ingul gespandeer het nie. Maar hulle lei maar jou doelbewus. Mense lei maar jou elke dag. Jy lei maar jouself elke dag. Ek kan dit nie doen. Ek dink jy is nee, ek kan nie so goed praat. Nee, dis nie vir my. Dit as labels dat jy op jouself sit en jy kan kies om daai labels te leef. Om jy kan kies om te sê wat Paulus in Ephesians 2:10 sê, "For you are God's masterpiece. He has created you in Christ Jesus to do the good works He has prepared for you in advance." Die slim mense sal vir jou sê, daai woordjie masterpiece kom van die Griekse woord poema, waar ons die Engelse woord poem vandaan kry. En as jy die teks reg lees, dan sê dit, "For you are God's poem to this world. He has created you in Christ Jesus to live a story. It's such a beautiful poem vir die dorp, vir jou gesin, vir jou familie, vir die land. Dis God se gedig vir die wêreld." Moenie dat die labels bepaal wie jy word in die wêreld nie. Ek het 'n vrylatingsdatum gekry, 7 Desember 2005. Daar is my vrylatingsdatum gewees. My jonger broertjie was saam met my in dieselfde tronk. Hy's 'n 28 bendelik. Ek was 'n 26 bendelik. Ons praat die twee woorde met mekaar. 26 Julie 2005 word ons geroep na die hoof van die tronk se kantoor toe, meneer Streyers. En ons sit in sy kantoor, hy sê, "Julle maas nou net dood in 'n hartaanval." Niemand wil. En julle haat mekaar op grond van wat loop julle hande geteken is. Hoe stupid is dit? Dat jy dink, jou ma is dood, julle haat mekaar, maar dis die ding wat vir my vervulling gaan gee. Dis die ding wat vir my identiteit gee. Dis die ding wat ek my lewe gaan ophou. Hoe stupid kan jy wees? Ek en jy maak hy fout oor en oor en oor. Ons plaas ons identiteit en ons vervulling in wat mense kan bied en wat mense kan wegvat.
Alles wat 'n mens vir jou bied, kan hy ook wegvat by jou. Dit is so by the way. Maar wat God vir jou gee, wat God vir jou bied, die identiteit, die genade, is nooit van jou weggevat word nie. Hy is soos die verlore seun se pa in Lukas 15, wat onophoudelik by die hekkie gestaan en wag het. Wanneer kom die kind? Wanneer gaan hy huis toe kom? Wanneer gaan hy huis toe kom? Ek het my boetie gesê, ek weet nie wat gaan jy doen met jou lewe as jy uitgaan nie, maar die tronk sal my nooit weer sien. 7 Desember het ek uit die tronk uitgestap. Ek is nooit weer terug tronk nie. Laas jaar op 7 Desember 2025, 20 jaar uit die tronk uit, die preek het een van die magtigste preke wat ek dink in my lewe, want dit is 'n testimonie van wat God gedoen het. Daai jaar en daai dag is geredeem vir ewig in sy boeke. Ek kan nou nog nie oor see gaan na baie lande toe nie, want ek het 'n kriminele rekord, maar die evangelie word nie gestop deur middel van 'n kriminele rekord nie. Verlede jaar, toe het die Global Leadership Summit, het hulle Suid-Afrika toe gekom en hulle het 'n video opgeneem van my testimonie, en daai ding word nog gespeel in skole, in Poland, in tronke in Turkye, in Australië. Gister stuur iemand vir my 'n video van 'n gemeenskap in KwaZulu-Natal wat 'n klomp kinders by 'n kinderhuis bymekaar gekry het en daai video gespeel word. Die goeie nuus van Jesus kan nie gestop word nie, en jy's 'n draer van daai goeie nuus. Jy glo in Jesus Christus, jy's 'n draer van daai goeie nuus. Moenie dat omstandighede die evangelie probeer stop of stil maak nie. Ek het die tronk uitgaan. Dan sluit ek aan by 'n klein kerkie onder leiding van Gerrit en Ammie Coetzee. Gerrit en Ammie Coetzee het in 1993 in die gaatjie kom bly. Hulle familie het vir hulle gesê hulle is mal. Hulle familie het gesê hulle is onverantwoordelik. Hulle familie het gesê hulle dink nie aan hulle eie kinders nie. Hoe kan hulle in daai gemeenskap gaan bly? Hulle kan dit nie doen nie. Maar 2 versies van die hele God wat ontvang. Net 2 versies. Die woorde van Lukas 4 vers 18 en 19. Die gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die goeie nuus aan die armes te verkondig. Verklaar dat gevangenes vrygelaat sal word, dat die blindes sal sien, dat die onderdrukkers nie meer, dat hulle vrygelaat sal word van hulle onderdrukkers, en om aan te kondig die goeie genadejaar van die Here. 1993 2005 stap ek uit die tronk uit, en ek gaan reguit na hulle en ek sê, Gerrit, ek kort hou. En ja, ek kan nie. Partykeer my vriende, sê jy ja vir die Here, vir 'n roeping wat niks sin maak. Nie finansiëel nie emosioneel nie. Dit maak net geen sin hoekom jy die ding moet doen nie. Dit is geen benefit nie, dit is geen resultate nie. Maar jy weet, jy het ja gesê vir dit. Moenie die kleinste ja, Johan, moenie die kleinste ja wat die Here vir jou gegee het, moenie daai ja miskat nie. Jy weet nie wat die lewende God met een persoon se ja, met 'n koppel in 1993, hulle het van geen kant af geken, toe hulle ja sê vir die Here. En toe hulle kerk aansluit, hulle het 'n triek gehad, en elke Sondag groot pot kos gemaak. Moet eers kerk toe kom en dan kry jy die kos. Slim, kerk wil vol kry, maak 'n pot kos. Nee, hulle het elke Sondag het hulle 'n groot pot kos gemaak vir enige straatkind, vir enige mens wat gekos het. En die een Sondag, maak hulle doodgewoon dat ek weer, as jy moeg is om die lewe jou manier te doen, wil jy nie die Jesus lewe probeer nie? En ek sê, what have I got to lose? Ek het niks te verloor nie. En ek neem die Here God aan in Januarie 2006. En alles van daai oomblik af het verander vir my. My perspektief het, my omstandighede dieselfde gebly. Wil nie daai mense wil sê, yes, toe sê ek ja vir die Here en boem, toe ek aan die mekaar. Nee, die jare gevat. Ek moes werk, ek moes nie net bid vir 'n nuwe kar, ek moes werk vir 'n nuwe kar. So ek sê nie vir jou, kom na die Here toe, of bly by die Here, en al jou probleme sal opgelos word. Jou inteendeel, jy gaan weer probleme hê. Want jy kan nie nou evil doen soos die res van die mense. Jy kan nie net vat en korrup wees en steel en gaan plunder soos die res van die mense nie. Jy het nou perspektief wat gebou is op die ewigheid en nie op die nou nie. En Gerrit en Ammie het
my ingeleem, ek het daar by hulle gebly, hulle betaal dat ek kon gaan studeer, hulle het, uit hulle sak het ek hulle geld gegee van die kerk se geld, dat ek kon gaan studeer, en die dag, toe ek tot bekering kom, stap iemand agter na die kerk toe, en hulle gaan al so 'n glasbak, met 'n klop sticky notes, die lewende Here hoor my vanaand, klop sticky notes in die glasbak, is hulle gebedsbak gewees, en hulle haal een papiertjie uit, en hulle sê, jou ma Letty het ons laat beloof, dat ons elke liewe dag vir jou noem. Hier is hulle gebedskamer gewees, en staan nou nog, staan hy prayer watch daar. Vriende, moenie onderskat wat die Here deur 'n klein groepie mense in 'n agterkamer by 'n kerk kan doen, wat op die knieë is voor God nie. En as jy een van daai mense is wat dit doen, wil ek jou komment, do not stop crying out to God. God aanbid. Hy is die een wat dit raak sien, hy is die een wat situasies verander. As Gerrit en Aminie in 1993 ja gesê het vir die Here nie, sou maar net nie in hulle kerk opgeëindig het nie, sou sy hulle nie by hulle gepleit het om vir my te bid nie, sou ek die 7 Desember 2005 by die tronk uitgekom het, en na hulle te gegaan het, by hulle tot bekering gekom het, deur hulle gestuur was om teologie te kan gaan swat nie, sou nie gebeur het nie. Iemand moet ja sê, en iemand moet wat Eugene Peterson noem, a long obedience in the same direction. Iemand moet sê, dis my skool, dis my kinders die. Ek gaan nêrens nie. Ek wil wys, ek het toe gaan swat, eers by die Matrix, die eerste dienstjaar dat ek gedoen, en toe my undergrad daar so gedoen, en toe dink ek is nou lekker kokkie, die Here moes nou my gered, en ek is nou man wat testify, en ek dink ek is nou cool, en my gesig is in die koerantjies, my gesig is op die TV, besop, die Here handel vir jou baie vinnig. Eendag terwyl ek geswat het, toe gaan ons op so kamp, en by die kamp is daar 'n swembad, wat om die swembad net sulke klein boortjies het, moenie in die swembad duik nie, die swembad is vlak, do not dive into the swimming pool, the pool is shallow, Mr. Stupid hierso, jy het die swembad gegaan my goedies te gaan wees, ek wou 'n girl impress, dit ek geweet, sy is nou 11 jaar my vrou, maar not like God recommend, ek sal dit nie aanraai vir julle nie, ek sal dit nie vir die rest van julle aanraai nie, ek so in die lig is, en ek klap my borsie 2 keer, en sprei my vleerke, te sê my pelle in die swembad, besop, die swembad is vlak, en ek is rest in peace, ek sien julle daar bo. My kop het die bodem van die swembad getref, en ek het my nek gebreek. Want ek was die kokkie. Ek het gedink, alles is mos nou oké. Maar betekens wanneer jy net dink, jy is beter as ander mense. Wanneer jy net dink, dan het die Here altyd 'n manier om jou net so bietjie nederig te hou. As jy nie besef, soos Jakobus sê, alles kom van hom af. Elke goeie gawe. Daar's niks wat ek kan roem op as my eie nie. Alles kom van hom af. Ek het bewusteloos gelê in die swembad. My chommies in die swembad dog, ek joke met hulle. Weet jy hoe die speel sulke siek jokes wat net ek nou lê ek net daar. Ek joke, ek kon niks beweeg, ek is bewusteloos, ek kan nie in my agterkop sê, ek gaan besyp, lig net 'n kop op, ek kon nie my kop oplig nie. Tot hulle sien die bloed by my kop uitkom. Ek besef hulle, daar is groot fout. Ek besef my kan, dis 'n regte kop, nie 'n houtkop nie. Jy mag maar lag vir die joke as jy sê. Ek kan hom net nie oor vertel nie. Nee. Ek kan lag vir my, ek kan hom nie oor vertel nie. Dis nie lekker dan maar hy grap nie. Ek kan lag vir my, ek kan hom nie oor vertel nie. Dan weet jy wat is jy. Ek het daar bloos foto's van my hospitaal in Pero geleer, nuwe hospitaal wat hulle gebou het 2010. 6 weke, 24 ure dag, ysterpen en weerstoot vir my kop kon nie daar lê. En kyk, ja, dit is wat dit jou kos as jy dink, jy's cool, en jy's beter as ander, dan lê jy hier. En ek het my baie die Here gedooi vir. Is dit nou die punt van wat dit is om 'n Christen te wees? Ek gaan nou hier lê, daar was geen garantie dat ek enige beweging in my liggaam weer sal terugkry nie.
Nou onderste voordeel, as jy uit die hospitaal uitkom nog met so 'n robokop ding vir 6 weke geloop. 'n Dokter het na my toe gekom. Die Here is my getuie vir hom. 'n Dokter wat ek van geen kant af geken het. Terwyl ek in 'n hospitaal gelê het, kom hy na my toe. Hy kyk na daai ekstrale. Engelse man, en dis was sy presiese woorde van die Here aan my. There must be something that you still have to do in this life. Go figure out what it is. I said, when I look at these x-rays, you're supposed to be dead or paralyzed. Go figure out. Vriend en vriendin, jy is nie per toeval met die omstandighede wat jy het, in die gemeenskap, in die dorp, jy is nie toevallig nie. There must be something that you still have to do in this life. Go figure out what it is. Ek het na dit Kaap verlaat, om te sien, die Kaap is net beheer vir my, Louwbillig af my beter se boot. Dit het Pretoria toe gegaan, ek het daar by die beste universiteit in die hele wêreld opgeëindig, Universiteit van Pretoria, beste universiteit, enige universiteit wat jy kan hemel toe vat. Hulle sê die hekke maak oop by Tuks as jy wil hemel toe gaan. Sê, iemand het jy so gesê, hoor jy, as jy daar by die pearly gates kom, en Petrus vraag vir jou klom, hy doen baie ondervraging, al wat jy vir hom sê, Tuks of niks, hy laat jou in. Hy laat jou in, jy sê net Tuks of niks, jy is binne. Ek het by die Universiteit van Pretoria, ek het my theologiese graad klaargemaak, weer eens, met die hulp van ander mense, met die genade van die Here, met die gawes van ander mense, met ander mense wat sê, ek het 'n bietjie ekstra, hy gaan tot sy studies buitdra. Jy hoef nie een persoon sy hele lewe te verander nie, jy moet net doen wat jy kan met wat jy het vir waar jy nou is. Nie worry oor wat se verskil jy oor 'n jaar gaan maak, oor 10 jaar nie, dink net wat kan ek nou doen met wat ek nou het hier waar ek nou is. Dis al wat jy moet, en hoe getrou kan ek wees aan die Here. Ek het in 2015 het ek in my lewe getrou. Dit is nou amper 11 jaar getroud. En hy klein krulkop met sy groot ore aan die middel. Hy is nou 4 jaar oud. Luther Iver Swarts. 'n Vrou het vir my op my verjaarsdag met 30 jaar oud toe gesê my 'n woord. En sy sê 'n woorde van Joël wat sê, I will restore to you all the years that the locust was eating. Ek sal aan jou teruggee, al die jare wat jy verloor het. En dis 'n bewys, dit is al wat ek nodig het. Ek het niks anders nodig in die lewe nie. Dit is die grootste getuienis, die ding wat ek na gesmag het om te wees en om te hê in my huis, kan ek nou bied en gee en ontvang van 'n gesin af. Maar dan kom daar by die vyand my herinner, jy's maar net 'n moordenaar. Onthou, iewers gaan hulle jou uitvind, iewers gaan hulle jou expose vir wie jy is. Elke keer wanneer ek iets nuut probeer, elke keer wanneer ek 'n boek geskryf oor my lewensstorie, elke keer as ek 'n nuwe projek aanpak, dan kom daai stem. Onthou, jy's maar net die laaitjie van die gaatjie wat sy broer doodgemaak het. Jy is eintlik nie so goed soos wat ander mense van die dink. Maar hier's wat Paulus se woorde van my sê. Kolossense 2 vers 14 tot 15. Hier's 'n afskrif van my graad by Tikkies, in case jy net dink ek hier. Die graad hang daar, sê jy sommer inkom by die voordeel, hy's in jou gesig groot geprint daarso. Jy kom sit hier om hom so lekker sê, jy geweet wat hy doen. Shut up. Hy hang daar. Hier's die wat Paulus sê. Hy sê, Jesus het die skuldbrief met al sy eise teen my nie gemaak, deurdat hy dit aan die kruis vasgespik het. Hy het vir goed weggeneem. Want kyk gou, hier's 'n ander opinie. Hier's 'n afskrif van my kriminele record. Hierop is al die misdade waarvoor ek aangekla is, waarvoor ek skuldig bevind is, waarvoor ek gevonnis is op die aarde. En die vyand kom gereeld, dan sê hy, onthou, jy is maar net wat hier staan.
Maar dan kom Jesus en hy sê, die skuldbrief, met al die eise, met al die aanklagte teen jou, is tot niet gemaak. Hoe het hy dit tot niet gemaak? Deur sy eie bloed te gebruik. Ek het dit skoon gewas. Jy hoef nooit weer jouself te laat herinner aan dit wat jy in die verlede was nie. Jesus het met sy bloed betaal, sodat jy nie is wat in die verlede staan nie, sodat jy kan wees en leef wat nou staan. En mag God vir julle as 'n gemeenskap, as onderwysers, mag God julle gebruik om net te leef vir wat ewigheidswaarde het. 'n ou digter, C.T. Studd, het 'n gedig geskryf wat hy eindig met die woorde, only one life, it will soon be past, and only what's done for Christ in the end will last. Alles gaan wegbrand, maar net wat jy vir Christus gedoen het, gaan oorleef. Kom ek sluit af julle weer, 'n seën oor julle te lees wat ek hier in die boekie van my geskryf het. En nou, mag geloof, hoop en dankbaarheid jy op koers hou, wanneer die liefde dun raak en die brood min raak. Onthou, jy is meer werd as wat jou gunsteling liedjies hulle rieke ooit kan sing. So gaan dan heen, en vind jouself waar jy gemaklik aan behoort sonder striwel en twyfel. En soos die verlore seun, sal jou ma of jou pa se huis altyd ook joune wees. Maak nie saak hoe ver jy al verdwaan. Kom ons net oor dit ons. Heilige God, U alleen is die bron van waarheid. U alleen is die bron van vergifnis. Vergewe ons vir die kere wat ons rond hardloop en dink ons kan onsself red. Dankie Here dat ons na U toe kan draai as verlore seuns en dogters en weet, redding is te vind by U. Ek kom bid Here vir elke mamma wat met 'n gebroke hart sit, of 'n pappa wat met 'n gebroke hart sit oor 'n kind, 'n tiener, 'n volwasse kind wat verlore is. Ek wil kom bid Here dat hulle altyd op hulle knieë sal bly, dat hulle sal vas bly glo. Nogtans sal ek in die Here jubel. Ek kom bid Here vir elke persoon wat moeg is om na die ewel in ons land en in ons wêreld en ons gemeenskappe te kyk. Wat moeg is daarvoor om te kyk hoe mense mekaar uitmoor en mekaar besteel en mekaar seermaak en wonder soms waar is U? Ek wil kom bid Heilige Gees versterk hulle harte dat hulle nou sal glo U bly altyd aan die werk al sien ons dit nie. Ek wil kom bid Here vir die van ons wat weet wat het U gekos het om ons te red en wat hulle lewens wil gee vir 'n heilige roeping groter as hulle self. Only one life, it will soon be past, and only what's done for Christ in the end will last. Ek wil kom bid Here dat as die iemand is wat U nie ken nie, wat nog altyd gedink het hulle ken U, wat nog altyd net godsdienstig U geken het, maar nie van hart en siel en lewe en storie nie, wil ek kom bid Here dat hulle nie die gebou sal verlaat sonder dat hulle reggemaak het met U. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die vriendskap van sy Heilige Gees is en bly met elkeen van ons en almal wat dit glo. Sê amen.